Hi, ek is Rudy Young, pastoor van Lig en Liewe Sentrum. Baie dankie dat jy ons audio boodskappe kom luister het. Mag die Here jou ryklik seën. Geniet dit saam met ons. Ek is nie senuweeagtig nie, ek dink julle is baie meer senuweeagtig as ek is. So ek gaan nou die ys breek met 'n grappie, dat julle net kan rustig raak en alles daai. Maar waarom Rudy nou vir my moes vra om te preek vandag, weet ek nou nie regtig nie, maar ek is hier staan mense, ek is baie dankbaar. En julle moet maar vir my stop as ek te vinnig praat. Ek gaan probeer stadig praat en myself inhou. En ek gaan probeer om nie te veel te huil nie, want ek huil oor alles deesdae. Ek is ouderdom, ek weet nie wat dit is nie. Maar dit gebeur maar seker maar hoe ouer jy raak. Nou net om die ys te breek, nee, as 'n sonnaskoolonderwyseres, maar toe kom uithaal by 'n sonnaskool en sy moet gou goed uithaal die kassie uit. Maar as 'n kombinasie slot. En sy sukkel, sy kan nie die nommer onthou nie. Sy sukkel en sy roep die pastoor, sê pastoor asseblief. Ek kan nie onthou nie, onthou jy die nommer? En hy stap sy nader, hy vat die slot so, ek neem nie af van hierdie. Hy vat ons so, hy gaan so draai die eerste ene en die tweede ene, en hy kyk so voor hom, en hy kyk so op en hy begin prebel. En hy kyk so af en hy draai en twee en koep, daar gaan die slot oop. En daai juffrou is in ekstase. Sy pastoor, jou geloof is besienswaardig. Hy sê nee, dame, dit is so moeilik nie. As jy opkyk, die nommer is daar geplak in die ceiling. Okay, so ek wil nie vandag met julle praat oor daai tipe gebed nie. Ek gaan vandag met julle praat oor opregte hartsgebed, as julle hoor wat ek sê. Maar voor ek daar uitkom, kom ons begin van hier af. Die afgelope paar weke het pastoor Rudy met ons gesels oor die armor of God, dankie. Ek myself wat reg help. En the armor of God is 'n suit, is 'n one size fits all pakkie, soos hy beskryf het. So as ek hom aantrek, gaan hy vir my pas, en jy hom aantrek, gaan hy vir jou pas, en hy pas almal. En met dit alles het die hele preek baie met my gepraat die afgelope tyd. En eintlik nog voor hoe die eintlik met die hele sequence begin het. En ek is baie soekend deesdae. Laas jaar het ek byvoorbeeld Bybelstudie gedoen in die oggende en dan vat my so, Here, ek moet gaan werk, 5 minute lees, gou nog 2 versies, okay, 4 versies, okay, 5 versies, alright, en dan bid jy gou vinnig klaar, en dan gaan werk jy. Toe einde laas jaar, begin van die jaar, toe, ek weet nie, kan jy nou wat gebeur het nie, maar my soeke het net erger geraak. Ek het by 'n punt gekom waar ek soek meer van God, as wat ek heiliglik kry. En is my eie skuld. Dis ek, as ek nie soek nie, dis 'n ruige preek 'n paar weke terug, toe hy my amper van bo af gespring het, nader aan my, en hy sal aan jou nader, of nader aan hom, hy sal aan jou te nader. Men het gesê, toe die laaste paar weke, toe begin my Bybelstudie in die oggende, so 3:30 raak in die oggende, in werkstyd, as my kliënte bel, en ek kan mos terugbel, hy het mos 'n snooze button. En my gebedslewe het merkwaardig verander. En toe kom Rudy. En Rudy kom vra vir my 'n vraag, wat my toe heeltemal mal. En ek sê vir my vrou, nee, wat maak ek? En kyk, sy's maar my aardse anker. Ek gaan na haar toe, ek gaan na haar toe as ek iets nodig het, of iets moet vra, en sy sê vir my, maar jy het al gepreek, waar stres jy? Ek sê, ja, jy is reg, en ek kom die donderdag aan, en ek sê vir die, is reg. Toe werk die Here met my. Ek luister 'n preek van Rick Warren, en Rick Warren in daai preek sê, ek hou van preek, kom
Kom ons lees uit die woord uit, mense, asseblief. Ek wil nou alles voorspring. Jolandi, dankie. Ag, Nicolien, sorry. Sorry, Nicolien. Ephesians 6, vers 10 tot 8. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. And done. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Ons almal is heiliges. God roep ons om heilig te wees. Hy sê in die Bybel, wees heilig, want ek is heilig. So ons moet begin kyk na ons perfeksie, hoe ons perfeksie doen, en hoe ons onsself gaan nader aan God, dat ons eventueel op 'n punt kan kom staan en sê, Here, I'm here. Here I am. Take me, use me to your better judgment, not to my judgment. En as ons daar gaan uitkom, en ons gaan op 'n punt kom waar ons meer in gebed gaan tree en meer gaan kyk wie God is en ook besef wie God is. Jou lewe gaan verander. Ek werk, ek teken planne, baie van julle weet dit. En dat is een time-consuming job. Dat is lekker. Ik hou ervan om een plan te tekenen. En als je over gaat bouwen, hij plan stijgt zo op je voor jou. En je staat in je huis, of die aanbouwing, of wat even. Dus een geweldige trots in jou, om te zien hoe jouw schepping levend geworden is. En laatst jaar bijvoorbeeld, mijn vrouw, en dat nooit verstaan niet, maar ik heb mijn werkscherm, mijn laptopscherm en nog een scherm. Nou, hierdie scherm het gewoonlik 'n PDF op en hiervoor is 'n gewoonlik 'n foto van wat ek moet doen en hier werk ek. Maar baie keer het ek nie 'n PDF hier nodig nie, dan gooi ek die PDF hierso en dan werk hierso en dan hierso speel 'n movie. Net om die stilte te breek, want ek is alleen in die huis. So ek luister vir Die Hard 1, 2, 3, 4, 5. Ek ken Die Hard se dialoog ding uit my kop uit. En of ek kyk vir Bourne Ultimatum. Ek hou van, ek het Krav Maga gedoen lang terug jare. Ek kan nie meer nie. Ek is 'n bietjie ouer. Maar ek kyk die goedes en dit hou my verstand net oop. En ek werk lekker, want terwyl ek weet as Bruce Willis dit sê, dan staan hy met sy velwit t-shirt, met sy blou jeans, sonder sy kaalvoete, gesnyde is met 'n gun in sy hand en toef. En daar 3 ouens dood, binne 'n snapshot. So ek ken dit. Maar toe jy my vra, Yuri, ek wil graag hê jy moet praat oor gebed. Toe moet ek die movies afset, Netflix ontkoppel en al daai goed ontkoppel. En ek gaan toe na YouTube toe. En toe begin ek luister na preke. En die een van Rick Warren, wat ek toe nou begin luister, hy sê toe also, wanneer jy deur die dag opreed, beweeg, en jy sit op 'n stil plek, luister na 'n preek, dit stig jou. As jy ry, luister gospel musiek, dit stig jou. By my, ek het wêreldse musiek geluister nou die dag nog, en nog steeds, daar is goeie musiek, wat seker nou maar gemaak word. Ek hou van net 'n lekker tune. As hy mooi klink, dan wil ek dans. Ek dans in die kerk, ek dans waar ek is, ek dans langs die swembad. Ek hou van musiek. Maar wat lekker is van gospelmusiek, dit bring 'n algehele vrede in jou liggaam in. Dis asof jy daar sit en dis net, jy worry oor niks. Daai kliënt bel jou, hy skel, waar's my planne? Amper dag, meer jy worry. Jy sit jou voor neer en jy is rustig.
Daai ou se kwaaiheid pla jou nie. Waarom? Want die gees van die Here is op daai oomblik besig om met jou te werk. Deur daai gospel song en of deur daai movie wat jy kyk. Ja, ek sê nie Here moet gaan doen nie. Ek praat oor my lewe nou. En ek gaan baie oor myself praat vandag, vergewe my daarvoor, maar ek kan nie oor julle praat nie, maar ek ken julle nie, maar ek ken myself en ek weet waar ek was en ek weet wie ek was, maar ek weet ook waartoe ek nou op pad is. En dis vir my die lekkerste journey eindiglik om te doen. En wat vir my amper half kwaad maak, is dat het my 53 jaar gevat het. Die probleem is, nee, 'n mens leer dit vroeër in jou lewe, maar jy dink nie daaraan nie, maar dan gebeur iets met jou, jy vandag, jy verloor in jou besigheid. Dan het jy vergeet wat God vir jou gedoen het nou 'n dag toe hy jou huwelik gered het. Julle hoor wat ek sê? Ons bly vergeet, ons bly vergeet wat God gister gedoen het. In plaas van ons wat hy vir ons gedoen het, daar voor ons sit en werk daarna, dat ons weet, as ons weer daar kom, hey Goliat, kom, nee, ek kan doen asseblief, ek werk hierso, nie jy nie. Dit is die attitude wat ek dink ons moet begin kry. Ons is heiliges, ons het vir God in ons, en ek gaan nou vir julle wys hoe groot God is. Ek gaan, julle moet my vergewe, maar ek gaan julle hopelik vandag so klein laat voel, want dis hoe ek gevoel het. Wie van julle daai video's gekyk van Louis Giglio, How Great is Our God? En Indescribable? Wie het dit nie gesien nie? Goed manne, kan ek daai video's vir julle laat post op Lig en Lewe? Dan moet ek vra dat julle gaan kyk. Ek gaan net snippets vat, ek kan nie plagiaat pleeg nie. En ek wil nie Louis, want Louis het 'n fenomenale ding gedoen daarmee. En dit het my gestamp. Mense, daar's my vrou, ek het gewys vir ons een groep, selgroep, een jaar, en tot hulle daar gesit, in want dit is merkwaardig om te weet wie ons aanbid. En tog besef ons nie wie ons aanbid nie. In Psalm 33 vers 6 sê vir ons, By the word of the Lord the heavens were made, their starry host by the breath of his mouth. Nou, hy praat van die Whirlpool Galaxy. Jy sien mense noem the dawning of astronomy. En dis so 31 miljoen ligjare weg van ons af. Ek gaan nou vir 'n bietjie lees oor en al die stats ken ek nie so goed nie. Toe God sê, laat daar lig wees. Toe kom lig uit sy mond uit teen 300.000 kilometer per sekonde. Want dis die spoed wat teen lig beweeg. So 'n ligjare, wat die afstand is wat lig beweeg, dit werk uit op so 9.48 triljoen kilometer. Dis 'n ligjare. En as jy die Whirlpool Galaxy 'n vinnige draai wil gemaak, dan vat jy 31 miljoen ligjare en jy maal dit met 9.46 triljoen kilometer, en dan vat jy jou Toyota bakkie en dan ry jy. En as jy dit maak, dan maak jy dit, as jy nie maak jy, sorry ouens. Okay, so die grootheid van God is regtig vir my onbeskryflik. Google het nie vir my die antwoorde nie. My woordeboeke het nie vir my die antwoorde nie. Die Bybel gee vir my 'n beskrywing van God, en dis 'n beskrywing wat ek ken, maar ek hoop as ek nou die goed vir julle klaar gewys het, dat julle gaan besef die mag wat in elkeen van ons is. Met daai God wat jou geskaap het na sy beeld. Jesaja 40 vers 12 sê, Who has measured the waters in the hollow of his hand, measured between with a span, and calculated the dust of the earth in a measure, weighed the mountains in the scales and the hills in a balance. Jesaja 40 vers 26. Lift up your eyes and look to the heavens. Who created all these? He who brings out the starry host one by one and calls forth each of them by name. Because of his great power and mighty strength, not one of them is missing. Hy hou die uitspansel so vas. Die Bybel sê hemele kan hom nie contain nie.
Hy vat so, en dan meet hy, okay, daar is die heelal. Lyk al so vir my. Ek staan hier, so ek kyk op, en ek kan nie sien wat hy geskaap het nie. Ons het 'n Hubble teleskoop, voor hy daar kom. In 1977 stuur hulle die Voyager op. En op Valentine'sdag 1990, toe stuur die scientists goed op na die Voyager toe, en sê toe, luister so, soos hy nou terugvlieg, hy 6,4 miljoen kilometer weg, dink ek van die aarde af, maar soos hy terugvlieg, neem vir ons foto's van wat jy oral waar jy was, en wat jy besoek het. Die foto's is 640.000 pixels groot. En julle almal weet wat 'n pixel is, né? Daai klein blokkies. Dit vat 1 pixel 5,5 ure om tot by die aarde te kom. Dit het 147 dae gevat, 'n halwe jaar gevat, vir 1 foto om die aarde te bereik. Dis hoe groot die heelal is. Nee, ek jok, dis hoe groot die Melkweg is, die klein Melkweg waarin ons is. Die grootste ster wat ons kan sien, gaan ek nou vir julle wys. Maar ons grootste ster wat ons baie goed ken, is mos nou maar die son. Nou kom ons vertel vir julle van ons lieflike son. Die Hubble teleskoop is opgestuur, ergens in die 90's. Hy wentel so 580 km bo ons koppe. En dankzij die teleskoop kry ons nou 'n bietjie vinniger foto's, vinniger as die Voyager. En voor Voyager was nou in die 70's, dis nou my jare, wat ek gebore was, en dan in die 90's was ek nou klaar met skool, dus ek 'n bietjie slimmer, en dus die tegnologie was seker maar 'n bietjie slimmer. Alright, nou, Nicolien, jy kan af ons daar sê, wat, ek like jou, sien. Jy kan af ons wys die son ook. Die son is die naaste ster aan ons. Hy is 150 miljoen kilometer weg. Dis so 5538 grade Celsius op die son. So dit is lekker warm. Dit vat vir 'n sonstraaltjie so 8 minute om jou vel te bereik en jou lekker bruin te brand. Of as jy my vel het, lekker rooi te brand, soos 'n kreefie. Die son is so groot, daar sal 1 miljoen aardes in die son pas. En dis nou hier waar ek nou vir Louis Giglio gaan copy en paste, as jy my gaan verskoon. Hy gebruik 'n golfbal, en toevallig het ek golf gespeel lang jare terug. So ek het nog 'n golfbal hier by my. Hy neem 'n vergelyking, hy sê as die aarde so groot was as 'n golfbal, dan is die son hier agter my 4,5 meter in diameter. Groot as die bal. So as ek hier staan en jy kyk, ek dink 4,5 meter is 'n bietjie hoër as daai ceiling also. Draai vir 'n sirkel, kyk na jou aarde en kyk daar agter, dan sien jy hoe klein die aarde is en hoe groot die son is. Jy kan 'n skoolbus in Amerika, nou neem ek aan, kan jy vol golfballe gooi. Dis hoe baie golfballe in die son pas. Of in die busbal, hoeveel aardes in die son pas. Die volgende ster, zijn naam is Betelgeuse. Hy sit in die belt van Orion, soos daar vir julle wys. Hy is so 427 ligjare weg. Daai ster is 2 keer die grootte van die aarde se omwenteling om die son. Dis huge, mense. Dis regtig enorm groot. As die aarde 'n golfbal was, dan is Betelgeuse 2280 meter in diameter, sorry. Jy kan 262 triljoen aardes in Betelgeuse pas. Jy kan die Superdome in Amerika is 208 meter in diameter, en dan is hy 430 meter hoog, as jy reg kan onthou. Jy kan die Superdome 3000 keer vol golfballe gooi. Dit is so groot Betelgeuse teen die aarde is. Volgende ster, Musipi.
Musifi is so 3000 ligjare weg. Weer eens, as die aarde 'n golfbal is, dan is Musifi 5480 meter diameter. 5,48 kilometer is basies as ek nou hier afry, af tot by die Leidegry, die boulevard, links by Opnorst, rechts uit Noorderparel verby, Noord uit by die Parel, en daar waar ons rechts draai, Mamasbrug toe. Dit is omtrent so 5,48 kilometer. So nou moet ons gaan in die lug en gaan die bal gaan hou, 'n radius trek vir ons en kyk, hoe vergelyk die aarde teenoor Musifi. Die laaste ster is Canis Majoris. Hy is 1420 keer die grootte van ons son. As die aarde 'n golfbal was, dan dankie Rudy, dan was Canis Majoris sy diameter die hoogte van Mount Everest. Dit is 'n diameter van 8848 meter. Dit is basies ook as van hier van die ander oud Spitzeria toe. Dit is omtrent 8,8 kilometer. Jy kan 7 quadrillion, ek het nie geweet daar bestaan so woord nie, maar jy kan 7 quadrillion aardes in Canis Majoris pas. Jy kan die Wes-Kaap, die Oos-Kaap en die Noord-Kaap 560 mm diep vol golfbale pak. So groot is Canis Majoris. Maar the breath of his mouth het hy gemaak. En glo my mense, ons sien nog nie alles wat hy gemaak het nie. Ons besef nie, ek dink die Here sit in die hemel en hy sê, hulle ouens, bou vir julle 'n groot teleskoop, dat ek julle wys wat hier agter hierdie is. Daar is nog groter goed as wat julle hier sien. Ek is seker daarvan, en dis dieselfde God wat vir my en vir jou geskaap het. Dis dieselfde God wat in ons gedink het en gesê het, nog voor hy die aarde en die uitspansels gemaak het, het hy gesit en gesê, Yuri gaan gebore word in 1972. Yuri Benjamin Maria Reder. Om 1:15 die oggend gaan hy gebore word. Hy gaan aanjaag in sy lewe, maar hy gaan 'n baie goeie vrou trou. Hy gaan aanjaag in sy lewe en hy gaan 'n baie goeie kind kry. Hy gaan aanjaag in sy lewe en hy gaan op 14 Junie 2014 gaan die Here hom vat op 'n mannekamp en hom so vashou. Mense, dit is regtig hoe ek gevoel het daai dag. Ek was by 'n mannekamp gewees en ek het beloof, me and my household, we will serve the Lord. En ek het so afgekniel en ek kon nie opkom nie. En ek het net die stem gehoor, jy gaan my aanbid van nou af. En dis waar my lewe begin verander het. Maar jy weet, soos ek vroeger gesê het, dan gebeur sekere dinge in jou lewe, jy vergeet van wat God vir jou gedoen het, en you lose it. Jy vergeet nie daarvan. En dan kom Pastor Rudy en sê my, jullie, jy moet my preek worden. Pray. En dan gaan, kyk ek net weer daar met jou. Hy het eintlik opgekom outomaties. Ek dink die Here het net 'n baie goeie trick gespeel op my. Want toe het opkom, toe kon ek nie werk nie. Ek kon nie konsentreer nie. Ek moes eers die video klaar kyk. Gaan ek nie lang hier, 45 meter, my klein kan bietjie wag. God is bietjie belangrik nou is hy. Maar ek het die video gekyk en dit het my so gestamp weer. En ek het by myself gekom, hoe gouer ek gaan nie van jou praat nie, maar ek dink julle is klaar daar so. Hoe gouer ek by Julius gaan besef, hoe belangrik ek is vir God. Hy het aan my gedink, voor hy die aarde geskaap het. Toe, by the breath of his mouth, he created the stars, the earth, laat daar lig wees, alles daai. En op die 6de dag, toe maak hy die mens. En dis Adam en Eva, ons moet my storie ken. In 1972, hier kom Yuri. Besef jy,
hoe belangrik jy is, want jy is gemaak in God se beeld. Jy as mens is groter as die grootste ster Musifi wat ons heiliglik kan sien. Jy is meer belangriker as daai sterre. My verre, want God het 'n verhouding met jou hê. Hy wil 'n verhouding met jou hê en met my hê en met ons hê. Hy soek ons aandag. Dis al wat hy soek. Hy wil net hê, Yuri, Jolanda, praat met my elke dag. Ek soek jou aandag. Ek wil weet, hoe was jou dag? Wat pla jou? Wat hinder jou? Soek jy geld? Hou vas, jy geld gaan kom. Maar I will provide for you. En ons moet net op die punt kom waar ons dit kan besef. En as ons dit besef, ek dink dan gaan ons hele koppe, daar gaan 'n ontploffing wees in jou kop van iets majors. Kom ons kyk gou na Jesus. Jy weet, dieselfde God, wat by the breath of his mouth sonnestelsels skep. Besluit maar, ja, ek love die mense op die aarde. Ek love hulle. En ek gaan my seun stuur. Ek gaan my seun stuur om te gaan leef soos hulle op die aarde, om te gaan suffer soos hulle op die aarde, om te gaan experience wat hulle experience op die aarde. En dan gaan ek hom gebruik en ek gaan dood oorwin. En ek gaan opvaar na die hemel toe en ek gaan sit aan die regterhand van God. Kan ons as mens vandag op 'n punt kom waar ons gaan besef the worth that we have in us. We are worth far more than anything on this earth or in this planet, in die sterrenstelsel. Die maan, die son en die sterre aanbid die Here dag in en dag uit. Die bome, die diere, die visse, almal aanbid God dag in en dag uit. Maar ons as mens is daar harde kwas om net te kan besef God is groot. God is king. God is my provider. His name is Jesus. Sorry, Anna. Ek het slim. Nou, Jesus, toe hy op die aarde was, hy is 'n baie goeie voorbeeld vir ons. As kyk na hoe hy geleef het op die aarde. Hy het baie weggebreek om te gaan bid. Hy sê ook in Matteus, maar as jy dan gaan bid, gaan in jou binnekamer, gaan kry vir jou kamer, gaan kry vir jou stil plek en kom praat met my. Toe Jesus geleef het, hy het die visies en die broodjies gebreek, hy gebid, 'n kort gebed. En hy voed toe 5000 manne. En daarna, toe sê hy vir sy disippels, klim my boot na gaan julle. En hy het weer gegaan, en hy het weer gaan bid. Sy laaste gebed het hy bloed gesweet. Gelukkig het ek nog nooit gehad om so erg te bid nie. Maar mag ek eendag daar kom? Mag ek dit experience wat Jesus ge-experience het, want as ek soos hy wil lewe, dan moet ek begin bid soos hy gebid het. Ek kan nie hier staan en sê, maar ek wil sy lewe, maar dan het ek nie 'n gebedslewe nie. Ons moet op 'n punt kom waar ons sê, I want to be like Jesus. And I want to pray like Jesus. And I want to walk like Jesus. En dan my probleem toe ek jonger was ek was nie gefokus geweest, eintlik nie, op God nie, for that matter nie. Ek het geweet van hom, maar ek dink my fokus was soos wat het nou is nie. En ek hoop regtig my fokus gaan nog baie beter word. En dan jy in my jong dae, jy bid en dis asof jy in die ceiling vasbid. En dan denk je bij jezelf, yes, Heer, nou, hoe lang, wanneer, hoe, wat, waar. Ik heb verlang gerook. En ik heb gezegd, yes, om op te houden. Maar omtrent zeker 2 weken na die mannenkamp, plus minus
toe besef ek net, Here, jy is nou net besig met nonsens, regtig waar. En ek het alles neergesit, en toe verslaaf geraak en is toch nie lekker. Nie lag nie, ek het verlang, iets gekos met my vingers, jy moet iets speel, so jy stokkie van jy stokkie lekker gewerk. En toe moet ek ombreek. So toen my vrou sê, hou my wallet asseblief, ek kan nie gaan stokkie lekker koop nie, want in Swargemond het ons 'n winkel gehad, jy koop seker pakke en pakke van daai stokkie lekkers. Maar nou ja, hy is dan toe ook gelukkig gebreek. Die afgelope paar weke ook, maar eintlik al lank al, ek is nog, dis ouderdom. Ek word baie wakker in die nagte. En as ek wakker word, dan speel daar 'n worship liedjie. Normaalweg, ja, dan ook, ja. Dis my ongelooflik, en dan sing ek nou maar die, en wat by my opkom gewoonlik is, how great is our God, sing with me, en dan sing ek dit. En dan eventueel begin maar te bid, want ek wil gaan slaap. So obviously is dat iets van my pla, en dan bestraf ek nou maar, as ek iets moet bestraf word, of wat, ek weet nie wat dit is nie, maar ek bid. Of ek sê my God, Here, dankie. Dankie vir wat ek, dankie dat ek kan slaap. Dankie dat ek vanaand hier in 'n huis is, veilig, saam met my vrou en saam met my kind. En dit gebeur regtig, mense, nie elke dag nie, elke freaking aand. Sorry. Maar dit is regtig, dit gebeur elke aand. En ek verstaan nie altyd hoekom nie. En toe in die week, het ek 'n droom. Nou, ons het 'n hondjie, nog 'n opsit nie. Nicolien. Ons het 'n hond, sy naam is Fudge. Dis 'n klein jonkie. En Fudge is 'n goeie hond. Hy is regtig, hy is 'n baie goeie hond. Maar Fudge wou toe nou nie meer buite slaap nie. En Jolyn en Liam het hom jammer gekry. En toe besluit hy moet binne in die huis slaap. Maar nou, Yuri, maak nie as jy hond in die huis slaap nie, maar Yuri hou nie van geskenkies. 2 of 4 in die oggend nie. Of 'n plassie, of 'n vaste stoffie, of al twee. Dit werk nie vir my nie. So normaalweg gaan ek vir Jolyn of 'n Liam wakker gemaak, of hulle sê gemaak, skoon jou hond se goed is. Sorry. Maar ander dae het ek net maar ook gegaan en my eie ek gedoen. Toe kom Timo aan die lig. En ek sien toe op Timo, maar hulle het doggy doors. En ek bestel vir Fudge 'n doggy door. En ek sit hom in my agterdeur, en tussen my en Jolyn met ons die hond leer om deur die gat te gaan. Deur die doggy door. Dan sit ek buite en sy binne, en sy steek in die gat, dan stoot ek hom deur die gat. Dan stoot sy in die gat, dan stoot ek hom deur die gat. Maar eventueel die hond geleer, hy moet deur die gat. Nou, raai wie is nou die baas van die huis? Kyk, daai hond het 'n lewe van luxury like you will not believe. Hy stap in met die deur, uit by die deur, as ek gaan werk, ek gaan na 'n site toe, as ek by die huis kom, dan lê hy op die bank, op die naad van sy rug, en as ek aankom, dan maak hy een oog so oop, en ek sweer, hy knip my oog, so, as hy my oog knip, dan maak hy toe, en slaap hy verder. Ek is doodseker daarvan, ek het nog nie bewys nie, maar ek gaan vir julle kry. En dis sy lewe. En hy het nie eintlik worries nie, ek dink hy worry oor die duiwe wat sy kos eet. Ek dink hy worry oor die eekhoring wat oor sy grond hardloop, of hom tart hier op die heining. En ek dink hy worry oor, whatever, waarom worry hy hond? Ek weet nie waarom hond worry nie. Maar van hy in die huis is, of as hy in die huis aankom, dan pla die duiwe hom nie, die eekhoring pla hom nie, niks pla hom nie. Hy is op 'n plek van rus en vrede met geen worries nie. En op daai oomblik, toe is dit asof die Here vir my sê, maar jy het 'n doggy door. Jy het 'n opening na 'n plek van rus en vrede jouself. Jy kan ook ingaan met daai doggy door, en jy kan gaan lê en sit, en niks gaan jou pla nie.
Jy kom praat net met my. Jy kom sit hier in my teenwoordigheid en jy worry oor niks nie. En weer mense, en dit was vir my, ek gaan nie sê profound nie, maar dit my dat wakker, en ek gedink, Here, I'm sorry, ek het nooit so lang gedink nie. Ek het nooit, jy besef dit, maar you don't realize it. Dit klink seker weird, maar die besef is daar, maar dit word nie gedoen nie. Die werke is nie daar nie, om te sê, alright, jullie gaan sit by die Here se voete, en relax net. En ek dink, as ons op die punt gaan kom, waar ons tot besef gaan kom, hey, bid. Wees dit rustig, en bid. In die afgelope paar weke, en ek nou gaan navors en kyk, wat is gebed? En ek wil sê, lig en lewe, my gebed is dat ons as 'n gemeente gaan word, wat biddend is. Ek soek 'n gemeente waar ons die eerste woensdag van elke maand wil hardloop kerk toe, om die Here te kom aanbid. Nee, ek sê dit nie omdat ek skuldig voel, niks nie. Daar's 'n brandende begeerte in my, om meer by die Here te wees. Daar's 'n brandende begeerte by my, om meer van die Here te leer, om meer van hom uit te vind, om meer in hom te groei, en meer, maar net sy aangesig te soek. En ek glo en ek vertrou dat as ons as lig en lewe op daai punt gaan kom, waar ons God se aangesig gaan soek, dag en nag, dan gaan ons eventueel as die kerk bekend staan, wat in God se genade beweeg, wat biddend sy aangesig soek die hele tyd. Gebed volgens die Bybel is a heartfelt and earnest communication with God. Gebed is 'n ware, opregte, oop kommunikasie met die Skepper van die heelal. Jy het die reg om 24 ure 'n dag met hom te kan gesels oor jou gevoelens, jou geldsake, jou hartsake, wat jy ook al pla. Maar ek dink vir my is gebed is 'n leefstyl. En gebed op die einde van die dag is maar net hoe jy leef. Dus as jy opstaan, ek het nou aangeleef van myself, maar as ek opstaan, môre Here, dankie, ek het 'n goeie nagrus gehad. Môre Here, dankie, ek kan vir my koffie maak vanoggend. Daar's koffie, as koue as warm water. Ag Here, dankie, ek kan gaan stort vanoggend. Dankie dat my vrou en my kind nog hier by my is. Ag Here, dankie dat ek werk het en daar inkomste is. Ag Here, baie, baie dankie dat die son skyn en die voeltjies fluit. Ag Here, dankie dat ek vandag 'n kans gaan kry om dalk met iemand te gesels oor U. Jy weet, dis klein dingetjies, we just take it for granted. En is eintlik goed wat ons oor kan praat met die Here die hele tyd, en ek verstaan nou hoekom Paulus sê, pray without ceasing. Ek verstaan hoekom hy vir ons sê, jy weet, moenie ophou bid nie, pray continually. Always pray with all prayer and supplication in the Spirit. Ephesians 6 vers 8 sê vir ons, 6 vers 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Tesame met dit, moet ons net onthou, ons moet nie net bid in die gees nie. Daar is nog 'n paar goed wat ons moet doen in die gees, elke dag wat ons beweeg. Galasiërs 5 vers 16 sê vir ons, wandel in die gees. Romeine 8 vers 13 sê vir ons, maak die werke van die liggaam dood deur die gees. 1 Korintiërs 12 vers 3 sê vir ons, erken vir Jesus in die Here deur die gees. En ons almal het die gees in ons. Maar ons kan nie die Here Jesus, of sê hy is Jesus, sonder die gees nie. Die Bybel sê dit vir ons. So as ons die gees dan het, dan moet ons in die gees begin beweeg en bid.
Filippense 3 vers 3 sê, dien God in die gees. 1 Korintiërs 14 vers 16 sê, wees dankbaar deur die gees. Galasiërs 6 vers 1 sê, help jou broeder wat versoek word reg deur die gees. Judas 1 vers 20 sê, bid in die gees. Maar in oplyn met Efesiërs 6 vers 18, praying always with all prayer and supplication. Nou al die verse daarbo verwys na 'n opregte Christelike lewe. Dis alles wat ons moet doen deur die gees, die hele dag. En dit klink dalk moeilik, maar ek gaan nou daarmee uitkom. Ek dink nie dis so moeilik nie. Nou as jy kyk na daai versie met praying always with all prayer and supplication in the spirit. Ek dink nie daai in the spirit beteken jy moet bid in jou taal nie. Want dit sê also with all prayer. Nie net met 'n deel van jou gebedslewe nie. Om in tale te praat is 'n deel van jou gebed. Nie 'n deel nie, maar dit is 'n tipe van 'n gebed. As jy 'n woord wil sê. So, jy moet die hele tyd, maak nie saak wat jy doen nie, in gebed, in die gees, tot God bid. En dis nie moeilik nie, dis letterlik net praat. Dis soos ek met Jolyn praat. En ek met Rudy praat. Dis hoe ons in daai mindset kom. Is dit maklik om net te kan begin? Ja en nee, want jy moet jouself forceer. As jy nie in daai gewoonte is om soos ek was nie, dan ek moet myself herinner die hele tyd, jullie onthou. En dan kom die duiwel, moet my versoeke van alle oorde uit, en dan kom plant 'n klomp nonsens in jou kop, en dan die hele tyd moet sê, Here, asseblief, vat nie die duiwel uit my kop uit. Asseblief, Here. En dan binne sekondes, dan het jy 'n freedom in jou, wat jy nie oor stres meer of worry nie, en jy gaan aan. En die afgelope tyd is dit al hoe ek my lewe probeer lei. Val ek nog op baie plekke? Ja, daar's baie plekke waar ek nog val. Maar ek bid elke keer wanneer ek oortree, dan sê ek vir Here, Here, is jammer. Heilige Gees, help my. En true as Bob, die goed raak al hoe minder. Soos my impatience op die pad. I am not a patient driver. I know I'm not. Ek het verbitterlik baie verbeter daarin. Is jy happy? Ja, sorry mense, ek dink, dis kom ek die BMW laat gaan het in die gym nie gekoop het, want die gym nie gee vir my baie, dink, daar was die Here se beweging geweest daai. Maar ja, nou, hoe werk gebed? Jy word die Heilige Gees geïnspireer om nou te bid. Hy maak het wakker in jou. En die goed waarvoor ons dan bid, word deur die Gees gevorm en bepaal. So dis sy krag wat ons gebede dan dra, en dis deur sy leiding, nie sy leiding nie, sy leiding, wat ons gebede gelei word. En as kyk na Romeine 8 vers 26, dan sê daar so, ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Heilige Gees vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge. Daai groanings which cannot be uttered. So wat ek vir my sê is dat ons laste word partykeer net te groot. En ons het nie die woorde om van God om hulp te vra nie. En dan kom die Gees en hy vat oor. Daai help die Gees ons om te bid. En ek dink regtig, hy doen dit gedurig, want hy is die helper. Dis sy funksie. Nou hoe help die Gees my? Romeine 8 vers 15 tot 16. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba Father. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are the children of God. Die Heilige Gees werk in ons harte om hierdie egte uitroep aan te wakker. Vader, Vader, en alles wat ons dan sê in daardie Gees, in geloof dat hy ons Vader is, word dan gelei en deurgevolg deur die Heilige Gees. Hy werk in ons lewens en daarom kan ons tot hom nader. Hulle noem dit the witness of the Holy Spirit.
Matteus 6 leer Jesus vir ons hoe om te bid. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done. En is eintlik 'n vrek mooi gebed as jy daarna kyk. Want jy begin sommer dadelik om vir God te verhoog. En dit sê nie jy moet so bid nie. Dit is 'n leiding of 'n handleiding om jou eie gebed en jou gebedslewe te kry waar God wil hê jy moet wees. So our Father who art in heaven, jy maak God eers groot. Jy sê vir hom, Here, you are the star-breathing God. You breathed and all the stars were formed. You breathed and the earth came and light came out of your mouth. En jy maak sy naam net groot. Your kingdom come, your will be done. Yes. My gebedslewe in die afgelope tyd, ek bid elke oggend en elke aand, Here, asseblief, teach me how to seek your kingdom. Teach me how to seek your will. Teach me how to pray effectively. Teach me how to pray without ceasing. En dit is regtig 'n groot begeerte in my hart. Nie net vir my nie, maar vir ons as gemeente. Ek bid vir ons as gemeente elke oggend. Ek bid regtig, ek begin my roetjie en ek werk deur my en Bradley en Anthony en Jolene en ek werk tot by die kleinste babatjie. Ek ken nie almal se name nie. Nog nie. Hooplik gaan ons 'n boom plant daar agter ergens in 'n muur. En dan gaan sy net vir ons foto's neem en foto's plak daar teen die boom vas met jou naam by. Dan gaan ek elke Sondag gaan staan en sê, okay, Rudy, Anthea, en dan so julle name leer. Maar my gebed is regtig, ek is lief vir julle. Lig en lewe. Julle wat my ken, dit is vir my die lekkerste ding om in jou oggend te hardloop en jou te gaan groet. Dit is vir my regtig, ek geniet dit geweldig baie. En hoe meer ek dit doen, en hoe meer ek vir julle bid, hoe liever raak ek vir die gemeente. Daar's iets in die gemeente wat my hart stuur en my hart beweeg. En daarom bid ek dat ons as 'n gemeenskap van heiliges ten alle tye saam sal bid, saam sal intree vir mekaar, saam die werke sal doen van die Here. Ek weet die Here het ons nie nodig nie. I mean, come on, he breathe stars. Ek breathe my asemstink. Maar hy so almagtig. Hoe aanbid jy so God? Come on man, hoe sê jy vir hom, Abba Vader? Ek is 'n sondige mens. Ek is gebore in sonde. Ek probeer my sondes uitkom. As nie groot sondes nie, dis nou van 'n klein bel hoe ver in jou plan. Ek is amper klaar. 'n Wit lieg. Jy mag nie wit lieg nie. Dis nie van die Here af nie. Enige iets wat nie van die Here af is nie, draai ek uit my lewe uitkry. En die Here herinner my so, boem, 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 boem. As my vrou iets sê en ek raak vir haar kwaad, soos, wanneer gaan jy daai regmaak? Ek het my 6 maande teruggevra, hou vas, ek gaan dit vir jou uitsorteer. En dan raak jy ou kwaad, en dan bid jy, en sê, Here, sorry, dit is nie van u af nie. Dit is klein dingetjies. Maar my gebed is regtig, dat ons, as lig en lewe, op 'n punt gaan kom, nee, maar ons, we're going to walk in so much faith, and we're going to walk with so much, wat noem jy dit? Authority. Dan die authority wat die Here vir ons gee, met sy almag, die sterre wat hy uitblaas, en ons tot daai besef sal kom, we are worth more than anything on this earth, and that we will live a life of fullness, full of God, full of Jesus, full of the Holy Spirit. Ek is amper klaar, mense.
Ek moet klaar maak, né? Ja, jy moet nie vir my 'n mic gee, ouens. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and who gave himself for me. Ons hele Christelike lewe en gebed is eintlik maar net 'n wonderwerk. Ons reageer in die wonderwerk, maar die Gees skep dit, gee vir dit krag en dit lei ons deur hierdie wonderwerk van gebed en Christelike lewe. Ons het die mag, mense, om dinge te verander in die Gees. Ons het die mag om dinge te verander op die aarde. Sodra ons besef dat ons daai mag het, gaan ons dinge verander. There's no two ways about that. Ek na daai video wat ek gesien het van How great is our God and indescribable. En ek gaan het vir julle share, en ek hoop regtig dat niemand nog gekyk het nie, gaan kyk dit. Dit is mind-blowing. Hy praat van 'n proteïen in jou liggaam, called laminin. En daar is mense wat debunk en alles daai. En ek gaan oor praat, ek wil helemaal gaan kyk. Maar hy proteïen in die kruis van Christus in hom. Nou is daar mense wat debunk, wat sê, ja, maar daai kruis lyk 'n bietjie so en alles daai. 'n proteïensel, sover ek weet, is rond. En as jy hom draai, dan gaan dit ding mos nou anders lyk. As ek so draai, lyk ek anders as wat ek so lyk. So, ek glo stellig, as God my gemaak het, is daar 'n proteïensel in my met sy stempel op. Ek glo stellig, in die heelal is daar ook, jy sal sien in die een video, indescribable, is daar 'n sterrestelsel met die kruis van God, wat dit wys. Hy sit sy stempel op elke ding en ons het genoeg stempels in ons. Want hy sê, ek maak jou uit my aangesig uit. Vat dit vandag. Besef jou waarde in Christus vandag. Ek het nie veel gepraat oor, ja, ek het gepraat oor gebed. Ek het nie gekom vanoggend om net vir julle te sê hoe jy moet bid nie. Die Bybel gee vir ons, ons het Matteus 6, en ek het vir julle gesê hoe ek bid. En ek gaan nou ook vir julle nog 'n bietjie vertel hoe ek bid en alles daai. My grootste hart was net eintlik meer gewees om God se naam groot te maak. Die worship vanoggend was uit die boek uit. Dankie Leni, Ante, Tony Kathy, Ivan, pastoor. Walter, sorry Walter, ek vergeet om meer bys. And his name is Jesus. Dit is my een van die mooiste songs wat jy kan kry. Beskryf hom so mooi. Beskryf hom in sy godheid. En al wat ek nou wil doen is ek wil leer om hom te aanbid vir wie hy is. Met elke fiber in my. En ek bid dat ons as 'n gemeente gesamentlik ook daar sal kom, maar ons sal sê, Here, hier is ek. Use me. En dat ons op 'n punt sal kom, ek het al gesê om my gaan wees, waar ons as 'n gemeenskap van heiliges God sal aanbid vir wie en wat hy is. Ek wil graag hê ons as gemeente moet geseën word. Nee, ek sê nie jy gaan skatryk word nie. Ek doen nie prosperity nie. Ek het hierdie week vir die eerste keer in 'n baie, baie lang tyd vrede ervaar wat ek nie vir julle kan beskryf nie. Wanneer jy vanoggend toevallig toe lees hy die skrif en ek gaan nou vir julle lees ook.
En dat is my so mooi skrif. Filippense 4, vers 4 tot 7, dink ek. Rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and mind through Jesus Christ. Daai gees, en ek vroeër gesê, leef in ons. Daai gees is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, gentleness and self-control. Dat is 'n mooi liedjie, ek ken dit nie daaroor, maar ek gaan nou vir julle sing. So as ek dan die gees in my het, dan het ek mos nou liefde in my, nie waar nie? En dan moet ek my naaste lief hê, en my vyand lief hê for that matter. Die gees. If I have joy, en ek verstaan, hoe kom hulle sê, return to me the joy of my salvation. Because once we have returned to the joy of our salvation, we're going to be glad en ons gaan die Here aanbid. Ons moet daai joy hê. Peace. Above all understanding. Jy loop in die dag en niks pla jou nie, want jy weet God en die Heilige Gees is binne my en God is saam met my en ek hoef niks te vrees nie. Gentleness, kindness, faithfulness. En dan iets waarmee ek nog sukkel, self-control. Veral 'n taxi en 'n ou wat nie kan ry nie. En Matteus, ek gaan hiermee gaan afsluit. In Matteus 16 vra Jesus vir die disippels, wie sê hulle wie is ek? En Simon Petrus sê, you are the son of the living God. En Jesus sê vir hom, Petrus, op jou gaan ek my rots bou. 3 verse later, ek dink ek gaan dit vir julle gebring, maar 3 verse later, toe sê God vir hom, get behind me, Satan. Dit is nie 'n boek verder of 3 boeke verder nie, 3 verse. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and what you loose on earth will be loosed in heaven. Get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men. En as daar mense, waar ek net besef het, hy geloop met Jesus. So gaan ons foute maak, yes. Maar ek geloop met Jesus, maar ek nog nie die Heilige Gees in hom gehad nie. Wat hom dalk kon herinner het, en gesê het, hallo, dink voor jy praat, poppie. Ons het nou die Heilige Gees in ons, en die Heilige Gees sê vir ons, maar ons is te hardkwas. En hoe gouer ons gaan luister van die Heilige Gees, hoe beter. En as jy stap, en die duiwel kom, en hy kom sit goed in jou kop, dan sê hy vir hom, get behind me, Satan. En jy gaan aan met jou lewe. Kan ons 'n gemeente raak, wat gaan bid? Kan ons 'n gemeenskap raak van heiliges, wat saam staan elke Sondag, en elke Woensdag, die eerste Woensdag van die maand, dis net 1 Woensdag, mense. En ek vra het uit my hart uit. Ek vra het nie in die kerk of in die raadsaal nie, ek vra het in my hart uit. En ek dink baie van julle se gebedslewe is baie sterker as myne. En ek is dankbaar daaroor. Maar wat ek geleer het die afgelope paar weke, moet nou net nog groter raak.
Ek wil hê die Here moet werk in die kerk. Ek wil hê daai ministry goed moet begin werk. Ek wil hê ons moet weet what we are, who we are, everything what we are in Christ. En hoe gauwer ons op daai punt kom, hoe beter. Gaan ons 'n gemeenskap raak van wat bid? Gaan ons saam staan in gebed? Gaan ons daai star-breathing God, wat ons geskaap het na sy beeld, gaan ons hom aanbid met elke fiber in ons. Here, ek het nie woorde om dit te beskryf nie. You are indescribable, Father. Words cannot leave my mouth that can describe you to the fullest of who you are. But Lord, to know that you are my God and you are our God, and to know, Lord, that you love us more than anything in this universe is enough for me. Here, U dink aan ons meer as die sandkorrels op hierdie aarde. Ek kan nie dink hoe baie dit is, Here. Maar Here, ek bid vandag dat ons as lig en lewe ook aan U gaan dink, meer as die sandkorrels op die aarde. Here, ek bid dat ons 'n gemeente gaan raak, Vader, wat U gaan behaag elke sekonde van die dag. Ek bid, Here Jesus, dat ons op 'n punt gaan kom, Vader, waar ons, as ons wakker word, tot wat ons gaan slaap, vir U sal aanbid. Teach us how to seek your kingdom first, Father. Teach us how to seek your will. Teach us how to seek you, Father. Teach us how to walk in your ways. Here, as ons nog sonde in ons het, dan vra ek U dat U sondes vir ons wil uitwys. Alvorens ons dit wil pleeg. Here, as daar pride in ons harte is, bid ek dat U eie pride uit ons harte sal wegvat. Wat ook al vir ons pla, Here, as daar onmin is, enige onmin, hoegenaamd in ons liggame, in ons gedagtes, vra ek, Here Jesus, dat U dit vir ons sal uitwys, en dat ons dit sal uitbid, en sal afbind, Here. En Here, ek vra, Here, dat ons gevul sal word met U Gees, so vol dat nie plek sal wees meer vir sonde nie. Dat die duiwel nie 'n vatplek sal kan kry op ons nie. Here, ek bid dat U engele sal stuur en op elke hoek van lig en lewe sal plaas. Here, en ek bid, Here, dat U saam met elke een van ons congregants, Here, ons gemeentelede, dat U engele sal sit in hulle karre, engele sal sit by hulle huise, en Here, dat U hulle sal beskerm teen die aanslag van die duiwel. And Lord, I pray, Lord, that we will become a church of prayer. A church, Lord, that seeks your face. A church, Lord, that knows who you are. Because, Lord, even though you are indescribable, I love you. I just realized the last couple of weeks that I really, really love you. And Lord, I want this abounding love to grow even more. And Lord, I want the abounding love to spill over. And that the love fill the person next door to me. And whoever I get in contact with, Father, that your love will flow over into him and to her as well. Give us the opportunity and the wisdom, Lord, to tell other people about you. Give us the opportunities, Lord, and the wisdom, Lord, to know what to say, Lord, and know how to uplift your name, Father. Because even though, Lord, we cannot describe you, we want to describe you so badly. We want to tell you how good you are. We want to tell you who you are.
And we want to worship you, Father. Lord, and I pray, Lord, that we will never take any pride in ourselves. You alone deserve all the worship. Dankie vir die week wat voor lê, Here. Ek bid dat ons vandag hier sal uitgaan. En ek bid, Here, dat die wat die video sal gekyk het en die wat nog nie gekyk het en dit sal kyk. And Lord, and when they watch it, and when they see it, that you will change their hearts, Lord, as you change mine. And change their mindfulness like you changed mine. And Lord, that we would get together on a Sunday and get together on any other day that we are asked to be at church. That we would worship the living, star-breathing God who lives within us. That we will worship him to the fullest and stand on the righteousness of God and stand on his love and stand on the power of God and know that the star-breathing God lives in us. I pray it all in the name of Jesus. Amen. Baie dankie dat jy ons audio boodskap geluister het. Mag die Here jou ryklik seën. Besoek gerus ons webwerf by www.ligenlewe.com.